Goeiedag en baie welkom by Sondag die 25 Augustus se video-opname. Ons gaan vandag nie lewendig stroom nie as gevolg van ons vloer wat oorgedoen is na ons vloedskade. Is daar nog 'n klomp van ons tegnologie wat nog nie terug is in hulle plek nie. Maar dis 'n voorreg om net hierdie tyd ook saam met u te deel. Voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons na u toe kan kom in afhanklikheid en in gebed. En ons gebed is dat u ook die woord vir ons sal oopbreek, dat u vir ons sal leer. Here, mag ons by u voete net weer vandag sit en by u self leer. Mag ons ook u volg in alles wat ons doen. En in hierdie navolging mag ons meer en meer, Here, leer hoe om u disippels te wees, sodat ons ook die wêreld kan bedien met u liefde en u sorg en u trou, u deernis en barmhartigheid, u genade en vergifnis. Ons bid dit in afhanklikheid Jesus in die grote naam. Amen. So ons gaan so heen en weer spring. Dis lanklaas wat ek hierdie tegnologie gebruik het en vir 'n wyle gaan ons nou net die skyfie sien op die skerm sodat jy ook kan saam volg vandag. Soos ek reeds gesê, dis nie 'n lewendige uitsending nie. Daarom het ons ook dan nie die liedjies geplaas wat ons dan in die eredienstyd dan gaan saam sing nie. So kom ons gaan na ons teks toe en ons gaan volg saam wat ons daar gaan lees. Ons het verlede Sondag het Emilia stilgestaan by bekommernis, daai vertroue en afhanklikheid wat ons by God het, om eers sy koninkryk te soek, na sy wil te soek. Die fokus gaan oor dit wat eers op God se hart is, sy wil en dan natuurlik ook sy geregtigheid. So Matteus 7 wat ons vandag gaan behandel, is in 2 perikope gedeel en ons gaan hulle so ook hanteer. En dit gaan hier oor onderskeiding en 'n waarskuwing. Kom ons lees saam vanaf vers 13. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen breed. En die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen is smal en die wat dit kry is min. Nou as ek nou weer bietjie na my prentjies gaan kyk, dan sal jy seker onthou, daar is hierdie, en in baie huise het ek dit al gesien, hierdie bekende skildery van die breë en die smal weg, vol teksgedeeltes en waarskuwings, en ek onthou hoe dit my as kind al gefascineer het. Mense het ons geken het hierdie skildery ook gehang vir die prent, en dan het ek my vingertjie altyd so na alles laat kyk en dit gevolg. En as mens nou na 'n vergrote weergawe kan kyk, of amper 'n nuut skepping daarvan, dan sien ons 'n klomp aktiwiteite. En ons sien dat op die breë pad is daar klomp mense, as 'n klomp goed wat gebeur. Mense is baie wat daarop is, maar daar's 'n klomp dinge wat hulle verkeerd doen. Hulle verniel mekaar op daardie pad. Op die ander pad, wat begin by 'n keuse vir Jesus, is ons aan die onderkant van die prent sien, dan sien ons daar's nie veel mense nie. Maar daar is die mense nie in konflik met mekaar nie. Hulle dien mekaar. Daar's 'n redelike 'n klomp aktiwiteit wat ons daarin kan sien, maar die paadjie is smal. Die paadjie is smal. Dis die pad van verdoemenis teenoor die pad van die ewige lewe. Die pad wat lei na verdoemenis, die hel. Die pad wat lei na ewige lewe, natuurlik die hemel, die nuwe Jerusalem. Hierdie verdoemenispad is 'n gewilde pad, soos ek sê die prentjie wys vir ons baie mense. Jesus sê dit ook in hierdie teks. Dis 'n breë pad. Daar's baie wat op hierdie pad loop. Dit lyk na 'n gelykpad. Dis 'n pad waar jou vrye wil vrye teels het. Jy kan doen net wat jy wil. Daar's niemand teenoor wie jy verantwoordbaar is nie. En daar is 'n fokus op kortstondige genot. Die groot eienskap van hierdie pad is dat jy self God is. Jy besluit self, jy dien jouself en jy probeer ander dwing om jou te dien. En hulle doen dieselfde natuurlik ook met jou. Dis 'n breë pad. As ons gaan kyk na die ander pad, die pad na die ewige lewe, dan is dit nie 'n baie gewilde pad nie, soos Jesus ook sê, daar's min mense. Dis 'n smal ingang. Dis 'n smal pad en dit swenk en dit op en af.
daar het vrye wil grense en vrye wil neem ander in ag. Daar's 'n ander tipe fokus as kortstondige genot, daar's 'n ewige fokus. Op hierdie pad is Jesus die Here God en elkeen wat op hierdie pad loop is in sy diens. En ons moet ook antwoord op sy uitnodiging, want hy nooi ons kom, volg my op hierdie pad, neem jou kruis op, maar kom kyk en kom leer van my. En die sleurstroom van Jesus leer ons om op hierdie pad te loop, met al sy draaie en swaaie en sy op en af, maar met 'n groter waarheid oor die ewigheid wat hierdie pad vir ons inhou. 'n Groter waarheid van die ewige fokus, die groter waarheid dat God jou hand op hierdie pad nooit sal los nie. 'n Groter waarheid dat hy getrou is, en al gly ons en ons val, al twyfel ons, raak bang, die bewaarder van Israel slymer nie in nie en hy slaap nie. En ons is in sy greep, en hy sal ons vir ewig vashou. Kom wat wil op hierdie pad. Kom ons gaan na die volgende perikoop, wat gaan oor vals profete. Jesus sê pas op vir die vals profete, hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dussels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Ek hou van hierdie prentjies. Jesus se waarskuwing weergalm deur al die eeue. 'n Wolf in skaapsklere. Partykeer lyk hulle en klink hulle baie eg. As jy kyk na die prentjie aan die regterkant, dan sien jy dat daai wolf is al amper skaap. Die linkerkant sien, kan jy vinnig uitken. Jesus sê die probleem is dat hulle goed vermom is. En hierdie waarskuwing van hom wat deur al die eeue heen weergalm, sien ons ook selfs in die Ou Testament. Dink 'n bietjie aan die profeet Jeremia teenoor die profeet Hananja. Albei is profete en tree op en albei claim dat hulle die woord van God bring, die lewende God van Israel bring. En in hoofstuk 28 spesifiek is daar 'n skermutseling tussen hierdie twee, en Jeremia bly sê, maar die Here, hierdie ballingskap wat aangekondig is en waarin mense weggevoer gaan word, gaan vir lank aanhou, want julle wou nie luister nie. Hananja sê weer, nee, wat? Ja, Babel is 'n bedreiging, maar ek voorspel dit sal net 2 jaar duur. En in hierdie teksgedeelte dra Jeremia soos baie kere is 'n simboliese juk oor sy skouers. Hananja kom en hy neem die juk en hy slaan dit stikkend en hy tree op teen, hy profeteer teen Jeremia se profesie. Maar dan kom die woord van die Here na Jeremia en dan lees ons in vers 15, die profeet Jeremia het toe vir die profeet Hananja gesê, luister Hananja, die Here het jou nie gestuur nie. Jy laat hierdie volk staat maak op leuns. Hulle wou vriende maak met sonde, vriende maak en sê, ag, dit wat julle gedoen het, die sonde is nie so erg nie, die Here gaan nie regtig teen julle optree nie, hy gaan net so bietjie vir julle skrik maak. En dan sê Jeremia, daarom sê die Here, gaan ek jou wegvee van die aarde af. Jy sal vanjaar nog sterf, want jy het opstand teen die Here gepreek. In die 7de maand van daardie jaar is die profeet Hananja dood. Hierdie waarskuwing van Jesus weergalm deur al die eeue, want predikers se woorde het konsekwensies. En ek sluit myself daarbey in, want hierdie konsekwensies is vir myself en ook vir ander. En daarmee moet ons ook na ander mense of ander predikers en profete kyk en luister. En weet dat dit ook konsekwensies vir hulle het. Baie keer raak mense so besig om ander bang te maak met hulle profesie. Dink aan die afgelope week se groot rooi maan wat verskyn het. En ons weet natuurlik daar is baie wetenskaplike verduidelikings vandag daarvoor, maar baie mense hak vas by 'n profesie in die Ou Testament wat vir 'n spesifieke tyd was. Nie vir elke maan wat rooi verkleur is, vol van stofdeeltjies in die lug nie. Maar mense hardloop weg daarmee en misbruik dit om mense bang te maak met vrees
na God se liefde toe te dryf. Liefde bring nie vrees nie. Liefde verdryf vrees. So, as Jesus se waarskuwing weergalm deur al die eeue, dan moet ons pas op, want vandag is daar steeds soveel sogenaamde profete. Die vraag is, hoe onderskei ons tussen waarheid en leuns? En dit het vandag verskriklik moeilik geraak. Daar's soveel fopnuus. Daar's soveel dinge wat eg lyk, net soos hierdie wolf prentjie tussen die skape. Maar Jesus gee vir ons in die teks die antwoord. Daar is 'n resultaat van hierdie mense se arbeid, hulle profesie, hulle prediking, verskeuring. Aan die een kant het ons verskeuring wat verslind vir eie gewin. Hulle verslind ander mense met hulle woorde. Hulle verslind ander predikers met hulle woorde. Hulle verslind en gee nie om wat hulle woorde doen aan ander nie. Want dit gaan oor hulle self, oor hulle eie naam, hulle eie koninkryk en hulle eie wil. En dan is daar 'n ander tipe verskeuring wat gebeur, want hulle woorde bring verdeeldheid in plaas van versoening. Hulle verskeur die kerk, hulle verskeur verhoudings, hulle verskeur groepe, families, want dit gaan oor hulle self. Ek is reg en al die ander is verkeerd. Ons moet pas op vir sulke mense. Jesus gee ook die antwoord wanneer hy sê onderskeiding vat soms tyd. Soms kan jy hulle dadelik uitken en dadelik kan jy sien dit proe nie na die waarheid nie. Maar Jesus sê die vrugte sal wys. En vir vrug om te groei en te wys en ryp te word, vat tyd. Vat tyd. Ek het al baie keer opgelet as daar reisende predikers ook in ons omgewing is. Dan let ek op na wie se naam die grootste is op die plakate. Is dit die sogenaamde prediker wat op pad is? Verskyn Jesus se naam enigstens op daardie plakkaat? Baie keer inteendeel nie. En dan is ek reeds versigtig. En natuurlik na die tyd. Jesus sê die vrug van hulle arbeid. Jy pluk tog nie vye aan 'n druiwestok nie. Oor wie praat mense na die tyd? Waarvan getuig mense na die tyd? Is dit daardie prediker se naam wat op mense se lippe bly en op hulle harte geïmprint is? Of is dit Jesus? Sy verlossing, sy liefde, sy vergifnis, sy deernis, sy versoeningswerk. Getuig mense oor wat God kom doen het, of getuig hulle dan in dieselfde sin en langsaan en selfs bo aan God se naam word daardie persoon se naam herhaal. En hulle kan nie wag dat die persoon weer kom nie. En hulle jaag agterna en reis en raak volgers van daardie events, maar nie van God self nie. En nie die dra van 'n eie kruis nie. Sien, onderskeiding is 'n biddende proses. In onderskeiding weet ons is 'n proses wat ons afhanklik is van die Heilige Gees. Om werklik deur hom gelei te word, om deur te sien en die wolf binne in die skaapklere raak te sien. En sien, daar is vir ons 'n meetinstrument gegee. Die vraag is, strook dit met God se woord, die Bybel? En ja, terselfdertyd in dieselfde asem moet ons sê, baie keer lees mense dieselfde teks en dan interpreteer hulle dit verskillend. En daarom moet ons die woord van God ken en die hart van God ken in hierdie onderskeidingsproses. Die tweede vraag, saam met hierdie onderskeiding of dit werklik is soos wat die woord uitgelê moet word, is dit in pas met Christus se kerk deur die eeue? En wat bedoel ek daarmee? Ons het tog belydenisskrifte, veral in ons kerklike tradisie, is daar vir ons belydenisskrifte wat juis vra aan God se woord, vra aan alledagse kontekste en dan met skrifteks dit juis antwoord en bevestig. Is dit in pas met Christus se kerk deur die eeue? Is dit in pas met jou medegelowiges? Ons het mense wat wysheid het, mense wat voor ons en saam met ons ook die woord kan lees en ons kan help in hierdie onderskeidingsproses. Daarom moet ons medegelowiges. Ons kan nie alleen in 'n hoekie met 'n flits of 'n kers gaan sit en die Bybel gaan lees en interpreteer en dink nou het ek al die waarheid in pag nie. En dan moet ons ook versigtig wees vir mense wat dit juis doen en dit dan so verkondig en misbruik. Kom ons wees, soos Jesus ook sê, versigtig soos slange, maar opreg soos duwe. Ook in die hantering van die boodskap wat ons so baie keer hoor. Dien dit God, heilig dit sy naam
Verkondig dit sy koninkryk en gaan dit oor sy wil, oor Jesus Christus as Here, die gekruisigde en opgestane Here. Bring dit sy deernis, bring dit sy son, sy lig na mense toe. Bring dit sy kalmte, sy vrede, sy versoening. Kom ons gebruik Jesus as maatstaf en dit wat God vir ons reeds in sy woord geleer het, sodat ons in sy sleurstroom, sy disippels sal bly. Amen. Kom ons bid saam. Here, in hierdie tyd wat ons leef, is daar soveel stemme, soveel geluide, soveel mense wat hulle voorhou dat hulle die waarheid in pag het. Here, is nie net in sosiale media of in groepe wat ons dalk op ons selfone hierdie boodskappe kry nie. En kort voor lank as ons sien dat ons dalk dit aangestuur en ander mense saam met ons mislei. Help ons met hierdie onderskeiding. Help ons om versigtig te wees. Help ons om dit te toets aan u woord onder die Gees se leiding. Help ons om dit te toets aan die vrug wat dit sal dra en sal lewer, en wie werklik daardeur verheerlik word. Gaan dit regtig oor u. En leer ons in hierdie proses om geslyp te kan raak in onderskeiding en in geloofsonderskeiding. Mag ons mense rondom ons bymekaar maak wat juis ook vir u en u wil, u koninkryk, u naam op hulle harte het om ons te help in hierdie onderskeidingsproses. Maar dankie dat daar mense ook voor ons dit reeds gelees het, u woord gelees het, die boodskap reeds verkondig het. En daarom het ons die veiligheid ook van ons belydenis van die kerk deur al die eeue. Dat u die Here is, die opgestane redder, die lewende seun van God. Ons bid dit in afhanklikheid Jesus, in u groote naam. Amen. Dankie dat u saam geluister het. Dit is 'n voorreg om op hierdie manier weer ook te kommunikeer. Volgende Sondag, soos die Here wil, sal ons weer met ons lewendige uitsendings weer voortgaan. Maar tot dan, mag die Here vir jou 'n geseënde week gee. Mag jy weet dat sy naam oor jou uitgeroep is. Mag jy weet dat hy met vriendelikheid na jou kyk. En dat ook in jou pad en proses van onderskeiding, hy daar is vir jou om deur sy Gees ook vir jou te help met wysheid en insig en onderskeiding. Mag hy mense rondom jou sit wat ook vir jou help op hierdie reis om te kan onderskei tussen dit wat vals is en dit wat waar is, dit wat God verheerlik en dit ewige waarde het. Wees vasberade en weet dat sy greep stewig op jou is wanneer jy ook op die nou pad loop. Die pad wat nie so gewild is nie, die pad wat dien, die pad wat kruis dra. Mag die Here vir jou seën. Amen.